Efesiërs hoofstuk 2 van vers 11 tot vers 22. Ek lees. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis, genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God afgesonder, deel aan die verbonde en die belofte wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ek lees vanoggend tot sover. Ons hoor baie graag die woordjie nuut of nuwe, wat eintlik so bekend is. Ons sal baie keer sommer sê, maar ek benodig 'n nuwe kar. Ek dink dis dalk bietjie tyd vir 'n nuwe baadjie. Ja, my breekware is so uitgebreek, dis tyd vir 'n nuwe eetstel. Ons weet elke jaar in die begin van die jaar, dan is dit ook 'n nuwe jaar. 'n Jaar wat ons sê, dis 'n nuwe begin, nuwe uitdagings, 'n nuwe jaar. Maar 'n ruk terug was daar nie eintlik iets soos die nuutheid nie. In die week was ek met huisbesoek by 'n tannie gewees en so gesels ons oor die verlede en sy vertel dat jare gelede was daar nie iets soos kouse in winkels beskikbaar nie. Ja, jare gelede moes hulle maar kort die kouse se hakke en selfs by die tone maar weer vaswerk wanneer dit begin losgaan het, want daar was net nie beskikbaar nie. Dan weet ons ook 'n rukkie terug het ons begin praat van Suid-Afrika as die nuwe Suid-Afrika. Ons weet ook dat eintlik is dit 'n politieke verstaan as ons sê van 'n nuwe Suid-Afrika. Want ewe skielik mense wat vir lank nie mag en hoop gehad het nie, het nou begin om hoop en mag te kry. Mense het dis eintlik nou begin om die scepter te swaai. Ja, hierdie gedagte van diegene wat eintlik geen hoop en mag gehad het nie, en ewe skielik hoop en mag begin kry het, is nie vir ons 'n nuwe verskyning nie. Dit het eintlik ook maar in die Bybelse tyd so gewerk. Want dit is hoe Jesus se disippels, Jesus se idee van die koninkryk van God ook verstaan het. Juis hierdie mense het verstaan dat soos 'n koninkryk van die Jode wat vir lank onder die mag en onder beheer van die Romeine was, ook 'n deel maar begin het om mag te kon kry. 'n Politieke mag wat dit vir hulle verander het oor hoe hulle ook maar die lewe kan aandurf. Daarom besef ons, maar dit is eintlik uit hierdie gedeelte wat dit nie iets nuuts is nie, maar eintlik iets oud vir ons. Geliefdes, ek wil eintlik vanoggend klem daarop lê om te sê, dit is nie net altyd 'n mens se omgewing of selfs ook strukture wat 'n mens verander nie.
die mens self verander ook. Ja, byvoorbeeld kan ons eintlik sê, 'n hele klompie jare terug sou mense maar net tussen 40 en 50 jaar lank geleef het. Vandag is dit vir ons niks snaaks as iemand 85 is, op hulle eie steeds bly, steeds leef, rondbestuur en dinge doen nie. Ons besef dat 'n mens se omgewing wel 'n invloed op die mens het, maar soos wat omgewing verander en strukture, so pas 'n mens ook maar kort aan om daarby ook aan te pas. So verander die mens ook maar op sy eie van self. As ons aan 'n gemeente soos Efese dink, dan is dit juis hierdie gemeente wat ook baie vinnig moes leer van hierdie nuutheid, 'n nuutheid van aanpassing wat hulle moes leer. Hulle moes juis leer wat is die doel wat God wil hê hulle moet doen. Want geliefdes, hierdie gemeente van Efese het bestaan uit 'n verskeidenheid van kulture, uit Jode en uit Grieke, wat hier saam in een gemeente was. Dit was juist die Jode en die Grieke wat nie eintlik van mekaar gehou het nie. Grieke het nie van die Jode gehou nie en Jode het nie van die Grieke gehou nie. En juist daaroor sien ons die verskil. Dis die Grieke wat gesê het, die Jode is maar mense wat eintlik onbeskaafd is. Mense wat barbare is. Want volgens Grieke, as jy nie 'n verstaanbare Grieks kon praat of dit selfs kon verstaan het nie, dan het jy eintlik maar net gebarbar. En dit is waarvandaan die woordjie barbaar ook kom. Eintlik gaan dit daaroor dat hulle nie verstaan het nie. Maar selfs die Jode was ook nie so onskuldig nie. Die Jode het ook vir almal wat nie Jode was nie, alle mense, het hulle ook maar gesien as vreemdelinge. Mense wat van die heiden wêreld af is, juis omdat hulle nie God se koninkryk ken en die wet ken nie. Hierdie groot gebod waarin hulle glo, was vir hulle belangrik. En daarom het hulle gesê mense kom van die heiden wêreld af as hulle dit nie ken nie. So besef ons, binne in die omgewing en die strukture waar hierdie mense geleef het, was daar 'n groot verskil gewees wat gehandhaaf moes word. En juist dat hierdie gemeente moes leer om saam te kan funksioneer. In die omgewing en die samelewing het die tempel 'n baie belangrike rol gespeel. As ons maar net dink aan die tempel en hoe dinge gewerk het rondom die tempel, dan verstaan ons ietsie meer daarvan. Die tempel op sy eie het 'n baie belangrike rol gespeel. Die tempel was maar eintlik die middelpunt van enige dorp gewees. Spesifiek hier eintlik was die tempel van Herodes ook belangrik. In die tempel was daar spesifieke gedeeltes vir mense gewees. As ons kyk, dan kan ons sê, die eerste en die belangrikste gedeelte was die voorhof van die priesters gewees. Priesters mag alleen net daar gewees het. Dan was daar ook maar 'n voorhof vir die heidene gewees. En ons kan eintlik sê, dis maar die trappe gedeelte waar al hierdie mense bymekaar gekom het. Dan vir mans was daar ook 'n voorhof gewees en vir vrouens ook 'n voorhof. Vir kinders was daar geen plek nie. Elke soort mens, as ek dit so kan stel, mag net in hulle tipe plekkie gewees het. Hulle mag nie in 'n ander voorhof gegaan het nie. Vrouens het hulle plek gehad, mans het hulle plek gehad en vir kinders was daar nie plek nie. Maar nou kom hierdie gelowiges is deel van 'n gemeente waar hulle in Christus glo, waar dinge nie meer werk soos waarin hulle gewoond is nie. Nou kom hierdie gemeente en sê dat hulle almal is gelyk aan mekaar. Mans, vrouens, kinders is almal gelyk aan mekaar. Almal is ewe belangrik, almal is welkom op almal se plek. En alhoewel hulle Christus geglo het en hom gevolg het, was hulle nie eintlik gemaklik met hierdie gedagte nie. Want volgens die mans was vrouens maar in die pad en moes hulle maar liewer ten spyte van vrede net stil wees om hulle self stil te gedra vir die vrede. En so besef ons dat hierdie gemeente nog nie heeltemal verstaan het van dit wat Christus eintlik vir hulle bestem het nie. Dis juist hoekom Paulus dan hierdie gedeelte skryf, sodat hy vir hulle kan leer dat almal gelyk is, almal verstaan moet word en dat daar nie een belangriker is
as 'n ander nie. Dit is hierdie vernuwing wat hulle baie duidelik vinnig moes leer. As 'n volgeling van Christus kom Paulus en sê baie duidelik, dit maak nie saak of jy 'n Jood of 'n nie-Jood, of jy 'n besnedene is of 'n onbesnedene nie. Dit maak saak of jy 'n nuwe mens is in Christus. Vir Paulus is dit baie belangrik om te sê dat hierdie nuwe mens gaan juis daaroor dat jy deel is van God se koninkryk, die kerk waarvoor Jesus Christus aarde toe gekom het, die kerk wat ons hier moet beleef, 'n koninkryk wat ons moet uitleef. En vir die gelowiges is daar 'n oproep om juis te kom sê dat hulle moet in 'n eenheid saamwerk, 'n eenheid funksioneer waar hulle same verskil maak. Want tog sê eenheid vir ons iets. Dit sê ietsie vir my van ooreenstemming. Dit sê iets van 'n samewerking. Dit sê iets van vrede. Dit sê iets selfs ook van 'n gelykheid. Want waar daar 'n eenheid is daar nie dinge soos vyandskap nie. Nie dinge soos agterdog of haat, jaloesie of selfs ook onvergewingsgesindheid nie. Nee, alles behalwe. Paulus skryf selfs ook in 'n ander gedeelte in Galasiërs 3 vers 26 tot 28 hieroor. En ek wil dit graag uit die boodskapvertaling uitlees wat hy hier skryf. Hy sê: "Ja, soos 'n kwaai oppasser het die wet heeltyd oor ons baas gespeel totdat Christus uiteindelik gekom het. Maar nou het ons geloof ons in die regte verhouding met God gebring. Daarom staan ons nie meer onder die baaskap van die wet nie. Nee, nou is julle almal God se kinders omdat julle in Christus Jesus glo. Weet julle, toe julle gedoop is, het julle deel gekry aan Christus se redding. Julle doop was soos 'n stel splinternuwe klere. By julle doop het julle Christus aangetrek soos 'n mens in 'n stel nuwe klere aantrek. Nou behoort julle heeltemal aan hom. Omdat julle aan Christus behoort, is julle nou ook deel van sy nuwe familie. Binne hierdie familie maak dit glad nie saak aan watter volk jy behoort nie, of wat jou status of jou geslag is nie. Hier gaan dit nie daaroor of jy 'n Jood of 'n Griek is nie, en of jy 'n slaaf of 'n baas is nie, en of jy 'n man of 'n vrou is nie. Binne sy familie is almal gelyk. Almal hier binne is nou een nuwe mens in Christus Jesus. Hoe mooi is hierdie woorde nie maar net wat Paulus selfs in 'n ander brief bevestig van die samewerking van ons wat nuwe mense is in Christus nie. Vir Paulus is daar een eenheid, 'n eenheid wat nie gaan oor politiek of ekonomie nie, maar 'n eenheid om te sê dat 'n mens saam in Christus moet leef en om dit uit te leef. Daarom behoort die kerk juis daar te wees om hierdie eenheid van dit wat ons is uit te leef in 'n wêreld. Ja, die kerk moet juis betrokke wees daar waar twis is, daar waar oneerlikheid is, daar waar self nie vrede of gelykheid is nie. En hoekom? Die kerk moet juis daar wees sodat in sulke tye die kerk vir mense kan leer wat dit wel beteken om as 'n eenheid saam te funksioneer. Om juis as 'n eenheid 'n verskil te maak van dit wat vir ons bestem is. Want waar die kerk is, dis daar waar ons die belangrike rol hier op aarde uitleef. Ons maak juis die verskil waar mense nog nie die verskil raak sien nie. Want in Christus is ons gelyk. In Christus het ons juis hierdie geleentheid gekry om vir mense te wys dat ons nuwe mense is. Dis juis die antwoord wat ons vir mense moet gee wanneer hulle vir ons vra wat ons geheim is om as 'n eenheid te kan funksioneer. Omdat ons mekaar raak as 'n eenheid. Omdat ons mekaar verander. Omdat ons selfs ook mekaar vernuwe. Want dit is in Christus dat ons hierdie vrede beleef. In Christus wat dit vir ons saamvorm, wat maak al verskil ons van mekaar, al dink ons anders van mekaar, is dit juis hier waar ons nog steeds as 'n eenheid saam funksioneer. Hierdie teksgedeelte
Liewe gemeente, kom eintlik en sluit vir my op so 'n mooi en praktiese manier af. Hierdie gedeelte kom vertel juis vir ons dat al verskil ons van mekaar, staan ons nog steeds onder dieselfde kam. Ja, Paulus skryf en sê dat ons as gelowiges is juis hierdie gebou waarvan Christus, Jesus self die hoeksteen is. Geliefdes, vir ons is daar niks eintlik vreemd om te weet dat 'n gebou uit verskillende elemente bestaan nie. Ja, in 'n gebou is daar iets soos stene, daar's sement, daar's glas, daar's hout, daar's yster, daar's klei en noem maar op. As een van hierdie elemente op hulle eie probeer om 'n gebou te vorm, sal 'n mens dit nie reg kry nie. Daar is 'n verskeidenheid van elemente nodig om saam 'n eenheid te kan maak. As ons vanoggend prakties net na ons eie gebou kyk, dan kan ons duidelik verskillende elemente raak sien. Al verskil ons van mekaar, vorm ons steeds ook saam, soos 'n gebou, ook deel van Christus se gebou. Ons kan baie dikwels dink dat wanneer ons hierdie gedeelte lees, dat 'n mens fisies van 'n kerkgebou praat, maar hier word nie fisies van 'n kerkgebou gepraat nie. Ek sê amper elke Sondag vir die finale belydenisskas, wat is kerk? En dan moet hulle vir my antwoord, kerk is gelowiges, nie die gebou nie. Die gebou is maar net die plek waar ons by mekaar kom. Ons as kerk is juis vandag hier. Ons as gelowiges hou kerk, sodat ons ons geloof kan uitleef, sodat ons 'n verskil kan maak by mense. As gelowiges moet ons tyd ook aan onsself spandeer, om onsself soos enige gebou ook maar met netjies en versorgd moet wees, moet ons geloof en ons verhouding met die Here ook versorg en netjies hou. Ons het nodig om vir mense juis te wys wat dit beteken en hoe dit is. Ek besef, vir ons is dit eintlik moeilik in vandag se tyd om te verstaan hoe 'n mens ewe skielik 'n nuwe mens kan wees. Want amper ons almal wat vanoggend hier sit, het groot geword in 'n Christelike huis. Van kleins af is ons geleer om Jesus se disippels te wees. En daarom is dit vir ons moeilik om hierdie teksgedeelte te verstaan van dat 'n mens ewe skielik 'n nuwe mens is. Maar hierdie gedeelte is juis 'n gedeelte wat ons nie moet sê, ag, dit is nou nie belangrik nie. Ons moet ander teksgedeeltes liewer lees. Hierdie gedeelte is juis vir ons belangrik. Hierdie gedeelte kom leer juis ook vir ons. Al het ons groot geword van kleintyd af en leer van Jesus, beteken dit nog steeds dat ons elke oomblik as 'n nuwe geleentheid moet aanskou. Die Here werk nie net aan ons as ons nie gelowiges word nie. Die Here werk elke liewe dag aan ons. En daarom wil ek sê, elke nuwe dag vernuwe ons en word ons nuwe mense, word ons deel van God se koninkryk, van dit wat hy vir ons doen. Daarom wil ek vanoggend sê, elke liewe dag is vir ons 'n nuwe dag. 'n Dag waar ons elke oomblik moet aangryp, want elke oomblik is vir ons 'n nuwe oomblik. Elke gesprek wat ons met iemand voer, is vir ons 'n nuwe gesprek. Elke geleentheid wat ons kry, is vir ons 'n nuwe geleentheid. Die vraag is immers, wat maak ons? Maak ons dat ons hierdie as 'n nuwe nuutheid raak sien? Of los ons dit? Leef ons maar in die gebrokenheid van self? Elke geleentheid het ons eintlik die kans om 'n verskil te maak. Ek wil afsluit met die laaste vers uit Kolossense 3 vers 10, wat dit vir my bevestig, en vir my sê, hoekom moet ek myself vernuwe? In Kolossense 3 vers 10 staan daar, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Dis die geleentheid wat ons elke dag kry, om meer en meer soos God te kan wees, om meer en meer God te kan verstaan, en om sy boodskap te kan uitleef. Amen.